Welkom by dag 3 van ons 31 Day Challenge. So vir vandag gaan ons weer eens terug aan ons folder. En vandag wil ek julle 'n bietjie uitdaag om iets te create. So wat ons vandag gaan doen is ons gaan 'n poster skep van 'n emosie. So ons gaan na create hier aan jou linkerkant en ons gaan hier gaan search vir die woord poster. Okay. Ek wil hê julle moet hierdie enetjie vat net omdat hy bietjie groter is, so ek gaan op hom gaan klik. Die heel eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan my naam gaan verander na dag 3. Ek gaan hierdie collapse. En nou wat ek wil hê jy moet doen is jy moet regtig gaan dink aan 'n emosie. So net om vir julle 'n voorbeeld te wys, hierdie is wat ek op my Pro account gedoen het. Ek het besluit op die woord geduld en ek het 'n poster gaan skep oor geduld. So jy kan natuurlik enige woord kies, jy kan liefde, vrede, enige gevoel wat jy, emosie wat jy aan kan dink, kan jy gaan skep. So wat vandag se challenge eintlik behels, is ek wil hê julle moet onder elements gaan en regtig gaan rondspeel en goed gaan soek. So kom ons sê byvoorbeeld jou tema is liefde, dan kan jy gaan soek vir hearts. Jy kan gaan soek vir red. En as jy sien daar is 'n klomp verskillende tipe rooi. En dan kan jy byvoorbeeld, kom ons sê jou woord is vrede, dan gaan search ons peace. En dan sal julle sien daar is 'n heel wat verskeidenheid prentjies. So vir hierdie challenge wil ek nie hê julle moet AI gebruik nie. Alwaar julle AI mag gebruik is om vir AI te vra vir watse elements julle kan soek. So julle kan na ChatGPT toe gaan, wat ook al julle op besluit, wat ook al AI bot jy gebruik, gaan vra daai AI watse elemente jy kan soek om die woord liefde, geluk, wat ook al dit is, uit te beeld op Canva. Gaan search dit onder elements, sit dit op jou poster, en dan sit die woord in, soos wat ons gister gedoen het. So onthou jy gaan by text, add text, ons sê dis liefde, en dan kan jy hom gaan die font verander, sy size, en dan 'n effek opsit om hom bietjie meer uit te bring. So dis heel eenvoudig, ek gaan vinnig vir julle net 'n paar voorbeelde wys. Ek gaan sommer vat liefde, en ek gaan search vir, kom ons sê, paper texture. Okay, hierdie is my free account, so baie van die goed gaan ek nie nou kan gebruik nie. Maar dit is altyd goed om jouself bietjie te challenge. So kom ek gaan met hierdie een. Ek kan miskien ingaan met 'n shape. Net om daai wit gedeelte toe te maak, soms 'n bietjie oorsit. Ek gaan search, oepsie, nie lover nie, net love. En ek kan daar gaan kyk vir 'n paar elemente wat ek kan gebruik. Ongelukkig is meeste van hulle, sien ek, onder die Pro account. Maar ons kan byvoorbeeld hierdie insert. Draai hom bietjie.
En dan 'n baie belangrike funksie wat jy gaan gebruik is positioning. So soos julle nou hier kan sien, wil ek hê die hartjies moet agter die hande wees. So ek gaan hier bo op die taskbar gaan klik op position en dan gaan ek hierso sê backward. En dan outomaties gaan hy my hartjies bietjie terugskuif. Ek kan hom dan bietjie meer gaan resize. Oepsie, nie so nie. En ons kan ook die kleur, nee, ons kan nie daai se kleur verander nie. Hierdie is actually baie cute. So kom ons haal die hartjies hierso uit. En nou kan julle sien, hierdie is 'n element waar ek actually die kleur kan gaan verander. So ons kan dalk gaan op hierdie rooi, pink, en dit dalk meer 'n rooi kleur gaan maak. En dieselfde met daai ligte pink, dat dit bietjie meer pas. En dan gaan ek ook hierdie gaan verander. Okay, maar julle kry die idee. So kan jy nou aangaan totdat jou poster mooi vol is. En julle kan gaan search vir verskillende goedjies daar. En dan gaan ons net ons teks insit. Julle kan dit skryf in Engels of in Afrikaans, dis up to you. Ek gaan nou weer gaan en my teks gaan verander na 'n tipe handwriting toe. En ek dink hierdie werk mooi. Ons kan die kleur gaan verander. So kom ons sê ons maak hom ook hierdie pinkrooi kleur, maar ons soek hom bietjie dieper en donkerder. Omtrent daar. En ons kan by effects gaan en hom bietjie meer laat uitstaan. Okay. So dit is jou challenge vir vandag. Skep 'n poster oor 'n emosie. En dan wanneer jy klaar is, gaan jy op die share button druk. Jy gaan sê download en jy gaan hom in daai size los. In daai file type los. Ons gaan nie die size verander nie. Ons gaan sê download en dan kan ons poster save. So dit is dit vir vandag. Maklik en eenvoudig. Gaan eksperimenteer bietjie onder elemente, gaan soek vir verskillende goedjies. Soos ek sê, jy kan AI gebruik vir inspirasie, maar jy mag glad nie hierdie design op AI doen nie. So ek wil hê jy moet bietjie gaan rondspeel op Canva self, gaan search bietjie vir verskillende elemente, style, teksture en nog 'n baie oulike tekstuur wat ek of element wat ek hou van om te gebruik is 'n shadow. So dit laat veral mense woorde baie mooi uitstaan. Vir die van julle wat op die free weergawe is, kyk maar net vir enetjie wat onder natuurlik pro is, wat onder gratis is. Hierdie een het nou al so sonstraal effek. Hierdie enetjie is nou 'n bietjie meer daarbo. Okay. Jy kan altyd natuurlik gaan en die shadow bietjie ligter gaan maak. So kom ons zoom 'n bietjie uit.
En ons gaan hier, ons maak hom bietjie ligter. So dit is ook 'n maklike manier om jou woord bietjie meer uit te laat staan. OK, en dis dit julle.